In die nuus vandag. In die Postmasburg Landdroshof het gemoedere vandag weer hoog geloop tydens die 4de borgverhoor in die opspraakwekkende moordsaak waarin 'n pa en sy seun teregstaan op aanklag van die moord op 'n 39-jarige man. Die staat het die bevelvoerder van die Postmasburg speurdiens, kaptein Hans Brendel, geroep om te verduidelik waarom die aangestelde ondersoekbeampte nie vandag in die hof teenwoordig was nie. Brendel het getuig dat die betrokke speurder verlede week met verlof toegestaan is weens familieverpligtinge, aangesien hy onder die indruk was dat die borgverhoor eers op 10 Januarie 2026 sou voortgaan. In sy getuienis het Brendel verder bevestig dat die speurtak tans ernstig onderbeman is weens die feestyd. Volgens hom is daar slegs 5 speurders beskikbaar in Postmasburg, elk met hul eie aktiewe ondersoeke. Ten spyte hiervan het Brendel aan die hof gesê dat hy bereid is om 1 lid beskikbaar te stel om te kom getuig, ten einde uitvoering te gee aan die hof se bevel. Die ervare speurhoof, met meer as 30 jaar diens in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, is tydens kruisverhoor deur die verdediging skerp gekritiseer. Die verdediging het aangevoer dat hy veronderstel is om volle beheer oor sy lede te hê en bewus te wees van wat in elke dossier aangaan. Brendel het egter aan die hof verduidelik hoe die administratiewe proses verloop wanneer dossiere vanaf die hof terugverwys word en hoe dit deur klerke verwerk word en die instruksies wat hy vanaf die aangestelde ondersoekbeampte gekry het was dat die saak eers 10 Januarie 2026 sou voorkom. Die verdediging het daarna versoek dat 'n ander ondersoekbeampte moet getuig, 'n versoek wat deur die hof toegestaan is. Ongeveer 2 uur later het die alternatiewe ondersoekbeampte die getuiebank betree en aangedui dat hy nie voldoende voorbereid is nie en minstens 7 dae benodig om hom deeglik met die dossier vertroud te maak. Hy het ook benadruk dat hy nie gemaklik is om namens 'n ander ondersoekbeampte te getuig nie, aangesien dit moontlik die beeld van die Suid-Afrikaanse Polisiediens kan skaad. Hoewel die staat aangedui het dat hy gereed is om voort te gaan, het die verdediging die verrigtinge herhaaldelik ontwrig en die hof gekritiseer oor beweerde swak hofprosesse en administrasie, asook die beskuldigde se grondwetlike regte wat geskend word weens die uitgeregte borgverhore. Die hof het uiteindelik ingegryp en self 'n nuwe verhoordatum bepaal nadat die staat en verdediging nie 'n ooreenkoms kon bereik nie. Die saak is uitgestel tot Vrydag 2 Januarie, wanneer die borgverhoor na verwagting afgehandel sal word. Raadslid Michael Mabelo deel graag sy opinie oor vandag se gebeure by Postmasburg Hof. Yes, we are here at the Postmasburg Court today. So as much as we are frustrated, but at the same time I must submit to say we are very much happy as much as we are frustrated with the proceeding. The only concern is the fact that it can be that all our departments for now are sitting with the challenge of shortage of staff. We witnessed it even here at the court today. But even if that's the situation so far, we are happy with the consistency of the magistrate, the consistency of the prosecutor around this process, because I believe that till today they are really hands-on. But I must submit to say I'm only not happy with the manner in which the defense wants to bully processes within the court. As a public, we are very disappointed with the manner in which the defense, is behaving within the court. But generally, as a public, on behalf of the family of the Van Wyk, we are really happy with the proceedings. Die verdediging het ook 'n aansoek gebring voor die hof vir 'n lasbrief indien die betrokke ondersoekbeampte nie Vrydagoggend 2 Januarie by die hof aanmeld nie dat hy in hegtenis geneem gaan word. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur Wouter Kabouter Kleuterskool in Postmasburg. Horizon Media, Postmasburg, Noord-Kaap.